Goeiemôre, welkom by dag 19 van ons 21 dae uitdaging van Flowering Almond. Kom ons sit so en ons sluit die oë. Here Jesus, dankie vir die goedheid, dankie vir die genade wat vars is vandag. Here, ek kom bid dat U elkeen sal seën wat vandag ingeskakel is en na hierdie video kyk. Here, ek bid dat U hulle harte sal raak en net iets weer kom wys rondom hulle eie waarde en hulle eie uniekheid. Here, gebruik my as 'n instrument in U hand vandag en kom seën elke persoon wat nou luister. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Goed julle, ek het hier agter my vandag 'n nagemaakte Potjie skildery. So ek is mal oor Potjie se kunswerke, maar dit is net soos enige kuns nogal redelik onbekostigbaar vir die gewone ou soos ek en jy. Miskien het jy 'n Potjie in jou huis, dan is jy baie geseënd en baie bevoorreg. Maar so het ek 'n tyd lank 'n klomp van Potjie se prentjies uitgeprint en bymekaar gesit om so 'n kleurvolle kunswerk ook in my huis te hê. Elke keer as ek na hom kyk, is ek trots op hom. Maar ek weet, dit is nie die oorspronklike Potjie skilderye nie. So tot vandag toe nou nog sal ek Potjie volg op Facebook en Instagram en elke skildery met soveel bewondering kyk, want dis die unieke Potjie skilderye. En net soos ek en jy, elkeen 'n unieke kunswerk deur die Here se hande geskep, net soos 'n oorspronklike Potjie skildery, die Here sy hart, sy wens en sy drome vir jou in wie jy is uitgegiet. Jou hele genetika, jou talente, hoe jy saamgestel is, maar tog is ons so geneig om vinnig 'n nagemaakte skildery te probeer wees vir ons nie is wie Jesus regtig ons gemaak het om te wees nie. Ons begin so stuk deel van wat die wêreld bied, wat die sosiale media sê aanvaarbaar is, hoe mense moet optree, hoe die mense in jou werksomgewing optree, in jou vriendekring, begin ons eie maak en ons begin verander wie ons is. Dit was my so mooi. Ons het op 'n tyd was ons op 'n kamp gewees en die manne het mekaar so bedien en iemand bedien my man en hy het die dag per ongeluk 2 verskillende pare plakkies ingepak. En een van die mans sê toe vir hom dat die Here gebruik sy uniekheid en net soos hy die plakkies gebring het en hy het so opgedaag en hy het gesê dit is nou maar wat dit is. Net so wil die Here hom in sy uniekheid gebruik en jy sy uniekheid tot eer van die koninkryk gebruik. En dit was my so mooi want is dit nie eintlik die woord wat oor elkeen van ons moet uitgaan? Is dat ons uniekheid juist dit is wat die Here kan gebruik nie. Ek lees vir julle Psalm 139 vers 13 tot 14. U het my gevorm, my aan mekaar gewewe in my moeder se skoot. Ek loof U omdat ek op 'n wonderbaarlike wyse geskape is. So 'n kunstenaar kies regtig sorgvuldig die kleure, die beelde, daar's 'n hele storie agter 'n skildery. En net so die Here jou spesifiek vir waar jy is en in die gesin, in die familie waar jy is, in die werksplek en in die dorp waar jy is, het hy 'n plan gehad hoekom jy daar moet wees. So kom vandag net weer tot stilte en vertrou die Here se plan met jou lewe. Die plan wat hy het om jou uniekheid te kan gebruik. Dan 'n nagemaakte lewe, julle verloor sy glans. Dit is net nie soos die oorspronklike een nie. Galasiërs 6 vers 4 tot 5 sê laat elkeen sy eie werk ondersoek. Ons is elkeen verantwoordelik vir ons eie lewe. So kyk vandag weer na jouself binnekant toe om te sien wat is jou uniekheid. Want nie een van ons wil 'n nagemaakte Potjie skildery wees, figuurlik gesproke nie. Ons wil tog ons uniekheid uitleef. So gaan kyk vandag en dis jou uitdaging vir vandag om te kyk waar het jy stelselmatig begin om dinge aan jou te plak en labels aan jou te plak wat nie eintlik deel van wie jy is nie. Gaan kyk weer wat is jou gawes. Onthou ons het die een dag daarna gekyk, jou talente. Wat is jou belangstellings? Hoe lyk jou temperament? Daar's soveel wonderlike toetse daar buite om daarna te kyk, maar maak weer 'n lysie. En dis ietsie wat ek ook moes doen. Waarvan hou ek? Waarvan hou ek nie? En dit is dan okay. Wat se tipe klere voel ek gemaklik in? Wat laat my mooi voel? Wat se tipe klere, wat se tipe haarstyle? En wat is dit wat media oor mens gebring het? Is my koelbox wat ek na 'n braai toe vat vir my goed genoeg? Of moet ek 'n sekere naam koelbox byvoorbeeld hê? Is my handsak wat ek het vir my
spesiaal en goed genoeg, of is die naam dit wat nou die waarde en die mooi en my waarde identifiseer, omdat ek nou 'n naam aansak het? Verstaan julle waartoe mense teruggaan? En ons is gou vir ons kinders te leer, moenie kyk na labels nie, maar tog word ons ook gelabel, en ons verloor die oorspronklikheid waarmee die Here ons gemaak het. Nou, elke kunstenaar maak 'n handtekening, nê? So, al het ek hierdie nagemaakte potjie skildery gemaak, het my handtekening op omgekom, nê? Ek het daar geskryf Anneke, maar 'n regte egte potjie skildery het sy eie unieke handtekening. En net so het jy jou unieke vingerafdruk, nê? Die Here sê jou naam is in sy handpalm graveer. So, daar's 'n uniekheid rondom jou. Nie 'n ander naam nie. Dit is nie 'n nagemaakte naam nie. Dit is jou naam. En die naam wat jy het, dra betekenis. Gaan kyk weer, wat beteken jou naam? Want wanneer jy na jou naam se betekenis kyk, dan besef jy ook weer iets van jou unieke waarde. Nou ja, ek gaan vir julle afsluit vandag met 'n lekker kort boodskap. Net om te sê, weet jy wat, gaan kyk weer, gaan raak rustig. Wat is dit wat jou so uniek maak, en omhels vandag jou uniekheid. Moenie 'n nagemaakte potjie skildery wees nie. Wees uniek, wees jy, en stof al daai dinge wat jou nie meer jouself maak nie, stof dit af, sodat jy weer kan wees wie die Here jou gemaak het. Mag die Here julle seën. Onthou om hierdie video met ander te deel en te like en te subscribe.